Ons volgende toerusting vir hierdie week gaan nou oor Genesis 4 vers 17 tot 26, dis waar ons gaan lees. En ons sien hier die geslagslyn van Kain, wat staan teenoor die kinders van die vrou, Adam, Set, Enos, Set se seun Enos. Dis die twee lyne wat ons hier in Genesis 14 vers 17 tot 26 moet sien. Nou die fokus is in die heel eerste plek baie sterk op die lyn van Kain. Kom ons gaan net so 'n bietjie terug en verfris net ons gedagtes oor Kain. Nou, in Kain, of in Genesis 4 vers 1 tot 16 sien ons dat Kain is deel van die slangsaad. Nou die Here sê daar in Genesis 3 vers 15, ek stel vyandskap tussen Satan, tussen jou, tussen die slang en die vrou, en tussen jou saad, die slangsaad, en die vrou en haar kinders. En uiteindelik gaan daar een uit die kinders van die vrou kom, wat gaan oorwin. En dit gaan 'n oorwinning wees op die weg van lyding. Dit is die storie van God se koninkryk, nadat Adam en Eva uit die tuin uit is. Dis 'n storie van die koninkryk van God kom op die weg van lyding. Uiteindelik is daar oorwinning, en dis op die weg van stryd tussen die lyn van die slang en die geslagslyn van die kinders van die vrou, die ongelowige wêreld en die gelowige volk van die Here. Ons sien in Kain daardie slangsaad eienskappe. Wat doen dit? Wel, dit verwerp die Here se liefde. Die Here bewys liefde aan hom, daar waar hy nie soos Abel deur die geloof 'n offer bring nie, kom die Here na hom toe, hy wys van hierdie probleem uit, hy roep vir Kain tot bekering, hy gee vir hom goeie raad, maar Kain verwerp dit in liefdeloosheid, hy verag daardie liefde van die Here en hy gemaak sy broer dood. En dan is die Here om tot verantwoording roep, vonnis uitspreek, dan is daar nie berou en bekering by Kain nie, nee, daar's maar alleen selfgesentreerde bekommernis oor self. Dit kon ons raak sien daar in Genesis 4 vers 1 tot 16. Nou in vers 17 tot 24 vertel die Here vir ons die storie van die nageslag van Kain. En wat moet ons en ons kinders dan hier raak sien? Ons moet raak sien weer eens die Here se uitreik liefde na Kain en sy nageslag. Die Here se uitreik liefde en die Here se verdraagsaamheid. Ons moet 'n bietjie meer leer ook oor wat daai uitreik liefde is, hoe dit lyk in hierdie wêreld, hoe mense dit sien, en wat die Here se verdraagsaamheid is. Ons moet raak sien hoe ons dit in Kain en sy nageslag raak sien. Ons moet raak sien wat is die Here se doel daar. En dan moet ons kyk, wat maak Kain en sy nageslag met hierdie uitreik liefde en verdraagsaamheid van die Here? Ons gaan fokus op Lameg, 'n toppunt van boosheid. Hy kom daar uit die nageslag van Kain en hy is regtig 'n hoogtepunt van boosheid. En dan teenoor hierdie nageslag staan Adam, Set, Enos, die kinders van die vrou. Kom ons gaan nou dieper in op hierdie uitreik liefde van die Here en die Here se verdraagsaamheid wat hy bewys aan Kain. Kom ons kyk net eers, wat is die Here se uitreik liefde? Ek dink 'n mens sien dit in Matteus hoofstuk 5. Jy sien dit natuurlik nou baie plekke, maar in Matteus hoofstuk 5 is dink ek 'n goeie voorbeeld daarvan. Matteus 5 vers 45. Kom ons sê net voor ons hierdie versie lees. Die Here se uitreik liefde is sy liefde na alle mense toe in die wêreld. En waarmee hy goed doen aan almal in hierdie wêreld, goed of sleg. Kyk nou wat sê die Here daar in Here Jesus in Matteus 5 vers 45. Hy praat oor die Here daar, wat sy son laat opgaan oor slegtes en goeies, en dit laat reën oor regverdiges en onregverdiges. Jy sien die Here doen goeie goeders aan regverdiges en onregverdiges, aan slegtes en goeies. Hy bewys sy liefde deur reën te gee, son te laat skyn. Ons sien dit ook in Handelinge hoofstuk 14. So op een van Paulus se sending reis hy kom in Lystra aan, en dan op 'n stadium preek hy vir die mense van Lystra daar in vers 16 en vers 16 tot vers 18. En dan sê hy vir hulle dat God die tye van wat verbygaan het, in die tye wat hy het, in die tye wat verby is, het God nou toegelaat dat die nasies in hulle eie weë wandel, maar dan staan daar,
dat God homself nie onbetuig gelaat het. So selfs in die tyd voor die evangelie by die volke van die wêreld uitgekom het, het God homself teenoor die volke van die wêreld nie onbetuig gelaat nie. Hoe het God hom nie onbetuig gelaat nie? Wel, die Here het goed gedoen aan die mense van hierdie wêreld. Hy het uit die hemel reën gegee, vrugbare tye gegee, ons harte met voedsel en vrolikheid vervul. Dit is wat God doen in sy liefde na alle mense toe. En in sy verdraagsaamheid doen die Here geweldige baie goeie goed in hierdie wêreld. Nou sien ons dit ook in Kain en sy nageslag. Ons maak ons Bybels nou ook al by Genesis 4. En dan sien 'n mens hoe die Here in sy goedheid, hoe die Here in uitreik liefde na hierdie bose klomp mense toe uitleef. Ons sien in vers 17 en vers 18 dat Kain trou. So met ander woorde, Kain kan die goedheid van 'n huwelik beleef. Kain kry kinders. Kain kan die goedheid van 'n huisgesin beleef. Kain bou 'n stad. Hy skep kultuur. Kain, daar is die goedheid van kultuurskepping en beskawingsvorming. Soos anders na Genesis 4 vers 19 tot 22, dan sien ons daar dat Kain se nageslag ontwikkel beskawing. Dis alles deel van die goeie dinge wat die Here vir hierdie mense laat beleef. Daar ontwikkel uit sy nageslag die kan ons sê die professie, die loopbaanlyn van trek en veeboerdery, vers 20. Musiek en kuns ontwikkel hulle, wat tog wonderlike goeie dinge is. In die staalindustrie, vers 22, so sien ek die Here se uitreik liefde en verdraagsaamheid met hierdie bose klomp mense, met Kain en sy nageslag. Hulle verdien niks daarvan, en tog gee die Here dit vir hulle. Nou, wat is die Here se doel hier? Nou, die hele tyd kom die Here na Kain en sy nageslag toe en sê, Kain, ek is 'n goeie God. Jy beleef dit. Jy verdien vervloeking alleen. En tog, in jou vervloeking, kyk al die goeie goed wat ek vir jou doen. So hou op om te leef met die leuen van die slang, van God is nie regtig goed nie. Die Here wil uiteindelik met hierdie goedheid en hierdie liefde en hierdie verdraagsaamheid wil hy Kain en sy nageslag tot bekering lei. Ons lees 'n bietjie in Romeine hoofstuk 2 vers 4, daar sien ons dit mooi. Romeine 2 vers 4 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid, van God se goedertierenheid, van sy liefde, van sy verdraagsaamheid, van sy lagmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God, die liefde van God, jou tot bekering wil lei. As die Here hierdie liefde aan Kain bewys, hierdie verdraagsaamheid aan Kain bewys, om hom nie op een slag net heeltemal uit te wis, dan is dit omdat die Here regtig vir Kain wil wys, luister Kain, ek is 'n goeie God, bekeer terug na my toe. So, ek sou sê, dit is wat die Here hier wil wys, wat ons hier moet raak sien, die eerste ding wat ons hier moet raak sien in Genesis 4 vers 17 tot 24, so, lees deur hierdie gedeelte met jou kinders, en dan stop jy by vers 17, wat sê dat Kain getrou het, wys vir die Here, wys vir die kinders, en kyk, die Here doen goed aan Kain, Kain verdien net vervloeking, en toch, bewys sy goedheid aan Kain, stop daar by vers 17, en wys, hy het kinders gekry, hy het 'n stad gebou, die Here doen veel goed aan hom. In vers 22, kan jy, vers 19 tot 22, kan jy stop daar by vers 20, waar daar staan, hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Hy het hom uit hierdie Jabal ontwikkel daar hierdie veeboerdery. En sy broer, die naam van sy broer was Jubal. En hulle ontwikkel weer musiek en kuns. Stop daar by versie 22 en wys vir hulle, soos ouens wat besig is om koper en ysterinstrumente te maak, hier ontwikkel 'n hele staalindustrie. So, ja, wys dit vir hulle uit en
en wys uit dat die Here met daardie goedheid en liefde en verdraagsaamheid mense tot bekering wil lei. Dit is vandag nog so. Ons sien vandag nog hoe die Here aan 'n wêreld wat net sy oordeel verdien, steeds liefde bewys, steeds verdraagsaamheid bewys. En soos die Here besig om vir die wêreld te openbaar dat hy 'n goeie God is en dat ons hom moet aanbid. Nou is die vraag, wat doen die wêreld, wat doen die Kain nageslag met hierdie liefde en verdraagsaamheid van die Here? En nou kan 'n mens weer deur hierdie gedeelte gaan en sê, kom ons kyk na vers 17. Die Here het vir Kain gesê, luister, jy gaan 'n swerwer wees, dis deel van sy vervloeking, en toe is Kain vol bekommernis en sê, maar wat gaan nou van my word, almal van my haat en almal van my doodmaak, en toe sê die Here, maar ek sê jou beskerm. Daarin in vers 15. Maar wat doen Kain? Daar's by hom geen bekering nie. En ons sien dit daarin dat hy nie op die Here vertrou vir beskerming. Hy bou vir hom 'n stad. En as jy gaan kyk in die Hebreëus na daardie stad, dan sit 'n stad met mure en poorte. So wat hy sê is, God, ek vertrou jou nie. Ek sal vir myself sorg. Ek sal vir myself 'n stad bou. En nog iets, God, ek sal nie 'n swerwer wees nie. Ek sal 'n stad bou. Daar's die Here se uitreik liefde na Kain toe, en tog is daar ook 'n veragting. Hy sit nie sy vertroue in die Here nie. Hy leef nie met dit wat die Here vir hom gee nie. Dan kom ons in vers 19. Ons lees van Lamech wat van 2 vroue vat. Die Here bewys goedheid aan Lamech. Sy nageslag word hierdie beskawingsskeppers. Maar Lamech rebelleer net nog meer as Kain teen die Here. Lamech verag nou ook die skepingsorde van God. Hy vat nie net vir een vrou soos die Here bedoel het nie. Daar in Genesis 2 vers 18 tot 24 is die Here se skepingsorde, sy skepingsdoel dat daar 'n huwelik gaan wees tussen een man, een vrou, lewenslang. En Lamech sê nee, wat? Ek vat 2 vrouens. En so sien ons hoe hierdie goeters in ons wêreld ook net al meer en meer uitbrei. Nee, die Here doen goed, die Here bewys liefde, maar die wêreld verag die Here se liefde. En verag die Here se goedheid, verag die Here se verdraagsaamheid. Vers 20 tot 22 vertel ons nou van die veeboerdery wat begin, musiek en kuns wat begin ontwikkel, die staalindustrie wat ontwikkel, maar nêrens staan daar dat hierdie ouens doen dit tot verheerliking van God en 1 Korintiërs 10 vers 31 sê of jy nou eet of drink of wat jy ook al doen dit tot verheerliking van God, maar nie hierdie ouens nie. Hulle verheerlik hulle eie kultuur, hulle eie beskawing. Kyk wat doen ons, kyk ons kan trots wees op wat ons gedoen het, ons verheerlik nie God nie. En dit is 'n lyn deur die wêreld se geskiedenis, daar waar die slangsaad besig is, die ongelowige wêreld. Daar beleef hulle baie van die Here se liefde. Hulle beleef baie van die Here se verdraagsaamheid, maar hulle vertrap dit in die grond. Dis wat ons hier moet raak sien. En dan is Lamech 'n hoogtepunt van boosheid. Kom ons kyk 'n bietjie na. Daar in vers 23 en 24 lees ons van daardie boosheid van hom. Lamech het aan sy vroue gesê, Ada en Silla, hoor na my stem. Vroue van Lamech, luister na my woorde. Voorwaar ek slaan 'n man dood wat my wond, en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreed word, maar Lamech 77 maal. Sien julle die ou, hy leef met hierdie skrikwekkende, egoïstiese hoogmoed. Hy leef met glo in jouself, leef met selfvertroue, luister Lamech, niks kan jou keer nie. Ek is my eie God, raak aan my en jy's dood. Dis hoe Lamech leef, die mens vol van homself. En dan laster hy teen God nie. Die Here het vir Kain gesê, daar in vers 15, daarom as enige een Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreed word.
Lamech sê, nee wat, die Here se strafgerig lyk soos 'n grappie teen myne. Kyk wat sê dan vers 24. Kain sal 7 maal gebreek word, maar Lamech 77 maal, en ek, Lamech, sal self doen. Die mens absoluut vol van homself. Weet julle, as ons nou aanlees na Openbaring toe, dan kom ons dan Openbaring 13, dan lees ons daarvan die Antichrist. Daar sien ons die volheid van Lamech, die mens in 'n rebellie teen God, die mens in absolute selfvertroue, die mens in niks sal my keer nie, die mens in ek doen wat ek wil. So aaklig sien jy daar in Lamech. So sien julle hierdie lyn van Kain, die lyn van ek maak wat ek wil, ek sal self, ek leef nie onder die Here nie, ek vertrou nie op hom nie, ek verag sy skepingsorde, ek skep kultuur en beskawing is wonderlik, maar ek verheerlik myself daarmee. Uiteindelik loop dit uit op die Antichrist. Hierdie lyn moet ons vir ons kinders was. En hierdie goeders gaan aan terwyl die Here absolute liefde en liefde na hulle toe uitleef en verdraagsaamheid na hulle toe uitleef. En hulle sê, luister, kom tot bekering, ek is die goeie een. Ek is die regte goeie een. Nou, teenoor hulle, hierdie lyn, staan Adam, Set, Enos. Ons lees die laaste versies van Genesis 4. En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem. Want hy het gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. En wat ons hier moet raak sien is, kyk wat staan sentraal by gelowiges. Want Adam sê, Enos, hier lê die lyn van die gelowiges, die vrousaad, die mense van God, wat staan teenoor die kinders van die duiwel in hierdie wêreld. Wat staan by hulle sentraal? Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. En maak geen fout, hierdie ouens is ook kultuurskeppers, beskawingsskeppers, hulle het ook geboer, hulle moes ook ambagsmanne gewees het. Noag kom uit hulle uit, en ons gaan dit nog in hoofstuk 5 sien, en Noag kan hierdie reuse ark bou. Hulle was goeie ambagsmanne, goeie ingenieurs, goeie boere, en al daardie goeders. Maar wat het sentraal by hulle gestaan? Hulle roep die naam van die Here aan. Hulle word gesinne, families, mense, plaaslike kerke. Hulle is ouens wat huisgodsdienst hou in die aande. Vir hulle staan die Here en die aanbidding van die Here sentraal. Op elke lewensterrein, daar waar hulle besig is om te werk, daar waar hulle besig is om te boer, staan die Here sentraal en hulle aanbid die Here. Dan moet ons onsself afvra hierso, en hierdie is 'n vraag van die paas. Waar pas ons gesin in? Is aanbidding van God vir ons absoluut sentraal? Nou, ons volgende toerusting gaan oor Genesis,